Dag sê Carols en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. Ek is Edu van Boer en Butcher. Reg, vandag gaan ons gesels oor die ontbening van 'n lamsrib. Hier voor my lê 'n lamsrib wat se lieslap afgesny is en dan gaan ek vir julle wys die maklikste metode om dit by die huis te ontbeen. Eerstens gaan ons hierdie litte losmaak waar die rib aan die brisket gedeelte van die lam heg. Dan gaan ons die brisket gedeelte eers uithaal waarna ons die ribbetjies gaan uithaal. As jy jou mespunt daar in daai lid inkry, sal jy voel jy kan daardeur. Voor ons die brisket gedeelte gaan afhaal, gaan ons net ons mes se punt vat. Nou 'n lekker mes om te gebruik vir die ontbening is 'n ontbeningsmes. Hy't so 'n skerp dun puntjie. So jy gaan hom net daar langs jou rib indruk en net so 'n streepie trek. Selfs aan die ander kant, streepie, weerskante van die rib. Maak seker jou mes is lekker skerp. Dit maak net die ontbeningsproses soveel makliker. Belê maar aan 'n goeie kwaliteit mes vir jou en probeer om hom net vir ontbening te gebruik en nie ander take nie, sodat hy lekker lank skerp kan bly en die lem nie beskadig word onnodig nie. Goed, dan gaan ons gou eers hierdie brisket gedeelte afhaal. Gaan net daai bloederigheid afsny. En dan kan jy net onder jou ribbetjie inkom met jou mes se punt. Kanste beentjie uithaal. Dan draai hulle sommer net so uit. Hierdie beentjies wat 'n ou nou so ontbeen, hierdie vleisbene, moet hulle nie weggooi nie. Jy kan altyd vir jou 'n lam aftreksel daarvan maak en 'n sop inwerk, kook daai vleisies af. Hierdie vleisies wat so teen aan die been sit is altyd lekker geurig. Baie ouens sal dan nou hierdie rib rol. Jy kan hom vul met kruie of jy kan hom vul met feta en 'n Griekse kruie mengsel wat dan nou roosmaryn, swartpeper, timie, mosterdsaade, koriander sou behels, bietjie meng met feta soos ek sê, of jy kan hom ook staan maak soos 'n gewone staanrib. Jy kan hom ook altyd as 'n voorgereg bedien. As jy nou 'n klompie mense het en jy wil sommer so om die vuur staan en eet, as hy nou klaar gebraai is, dan kan jy vir hom sulke dun strippies sny wat tog te lekker eet saam met ietsie koud. Dan gaan ek die brisket net hier aan die agterkant losmaak. Ons het hom nou reeds aan die onderkant losgemaak. Ek gaan hom net hier aan die agterkant losmaak vir ons. Die maklikste manier is dan nou sommer om so ietsie in die been net in te kom, dan jou mespunt onder in te druk en dan die druk jou mes iets wat opwaarts om die lem so na as moontlik aan die been te hou. Net hierdie kant losmaak ook. Hy is dan nou lekker los daar. Hier is so 'n kraakbeen wat hier bo langs loop. Soms so kan uittrek saam met hierdie laaste paar ribbetjies. Ons maak vir hulle eers los. Maar seker maak jy kry al hierdie kraakbeenbeentjies uit. Hulle sit so onder hierdie vlies van die rib. So nou sien, hulle sit daar onderin. Ek wys vir julle. Daar so sy, so twee van hulle. So die ander enetjie. Reg, daar het jy dan jou ontbeende lamsrib. As jy nou klaar die rib ontbeen het, dan maak jy net seker daar is nog beentjies in nie, daar so 'n stukkie van die bladbeen, jy kan hom 'n bietjie gelyk sny. Reg. Dit is ook lekker om 'n ontbeende lamsrib aan die binnekant te bedek met kruie, want soos julle kan sien, is baie van die vleis blootgestel, so jou kruie kan lekker penetreer. Anders as 'n staanrib met die been in. Ek hou daarvan om hom so 'n diamond score te gee. Nou jy kan hom overrol of jy kan hom net so braai. Ek hou daarvan om hom net so te braai. Ek sal my kruie mengsel op hom smeer. Beide kante en ek sal hom lekker crispy braai. Waarna ek hom in dun strippies sal sny en vir my gaste bedien as 'n voorgereg. Dis hoe ek van hom hou. 'n Ander wenk is ook, as jy 'n wild loin het wat maklik droogbraai, kan jy hom ook altyd in 'n lamsrib toedraai, toue. As jy die lamsrib net so oprol en in die oond sit, onthou dis low en slow, 3 ure teen 150 grade. Ek hou daarvan om hom staan te maak saam met ietsie kouds.